Ek dink, as 'n mens na 'n trustdokument kyk, dis net 'n klomp papier met 'n klomp woorde. En 10 teen 1 lyk elkeen van julle wat hier sit, wat ons kliënte is, in presies dieselfde. Dis waar daai dokument en waar daai woorde inpas in die struktuur en in die kultuur en hoe dit aangewend word en in sy gebruik en hoekom hy daar is se verstaan, wat eintlik die deurslaggewende faktor is. So waar 'n trustdokument letterlik net dit is, dis die mags en moenies en moeds van wat ook al mag gebeur in die trust, dink ek 'n familiegrondwet is baie meer daar om die familielede 'n bietjie meer op te voed oor watter hoed het hulle aan. As jy 'n direkteur van 'n maatskappy is en jy's ook die aandeelhouer, kan jy nie wanneer jy 'n direkteur is dink soos 'n aandeelhouer. Jy moet dink soos 'n direkteur. Soortgelyk kan jy nie as 'n trustee dink soos 'n begunstigde nie. Nou ek sal baie graag van hierdie stoel af wil klim as ek die vir julle verduidelik, want as ek bang ek kom nie weer op hom nie, maar as ek nou vir die studenteklas gegee het, dan het ek nou probeer verduidelik wat is die rol van 'n trustee en 'n beneficiary. En dan sal ek nou my hare opbind en netjies my hemp toeknoop en dan is ek nou die trustee. En dan maak ek my hare los en ek sê, "Ag, kan ek 'n geeltjie kry?" Onthou is net ek aan die ander kant van die tafel. En dan kom ek die kant toe en sê ek, "Nee, jy kan nie, wat wil jy daarmee maak?" Partykeer het die grondwet nodig om mense op te voed of te leer, te educate is meer die woord, oor wat beteken die hoed wat jy op het. En wie dra daai hoed en hoekom raai en watter verantwoordelikhede en watter regte bring 'n sekere hoed. Sodat jy dit gedokumenteer is, dat jy dit kan verstaan. En as jy bietjie vergeet en jy raak kwaad vir jou boetie, dan kan jy weer teruggaan en gaan lees, hoekom het ons so gesê en wat se hoed het ek nou op? Is ek nou nie besig om as 'n trustee te dink met my begunstigde hoed op nie? En dit op sigself vir my konflik.